Ek wil nou net eers sê, welkom julle almal. Dankie vir julle vir die tyd net koop elke Sondag. Ek sê dit nie baie nie, maar daar kom dit van die Here af. Dankie vir julle vir die tyd net koop. Luister gou wat ek sê. Want die tyd net koop om dit is. Ons moet 'n tydjie van ons besige week vir die Here gee. Ons moet eintlik elke dag tyd met die Here spandeer. Maar weet jy wat? Dit gaan ongesien verby. Ek het soveel verskonings vanoggend gehoor, dat ek sommer begin lag het. En ek is nie hier om iemand te oordeel vandag nie, maar hoor wat ek sê, ek het sommer begin lag vanoggend. Die verskonings wat jy nie kan glo nie, hoe kom jy nie in die huis van die Here kan wees nie? Nou wonder ek by selfe persone, as God vandag kom, hoeveel verskonings aan hulle om die hel toe te gaan. Eerlik gesê, weet jy wat, 'n strydtog breeks no friendship. Dis eerlik gesê vanoggend, om te sê, as die Here vandag kom, wat gaan jy vir jou vrou, my huis was daar, hoekom het jy nie na my huis toe gegaan? Nou Japie, hoekom probeer jy dat die wêreld jou probleme uitsorteer, maar eintlik is dit hy wat jou probleme moet uitsorteer. Halleluja. Kom ons gaan gou opstaan. Gaan op my vrou vra as ons op met gebed. Dankie Here dat U woord vanoggend met vir elke hart sal aanraak, elkeen sal aanraak, Here. Here, soos die woord uitgaan, Here, op die social media, Here, dat elkeen daar buite aangeraak sal voel, Here, sodat hulle kan terugkom na die kruis, Here, sodat hulle terug kan kom in U huis, Abba Vader, en dit sal ons van U, Abba Vader, en ons sê dankie daarvoor, Here, in Jesus Christus naam. Dankie, Here, dat dit wat swy sal preek van die Heilige Gees sal kom en niks aan onsself, Here. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil gou ietsie vra vanoggend, terwyl ons nou almal hier, net hier wat ons is, hoor hierso, dit maak nie saak hoeveel is hier vanoggend. Kyk na die leerstoel, is fyn. Moenie worry daaroor nie. As ons in die lyn staan om geoordeel te word, dis daar waar die probleem kom. So moenie worry oor wat om jou aangaan nie. Ek het nou die dag vir my vrou gesê, ek sê, weet jy wat? As ek van my afhang, gee ek nie om nie, ek werk aan my eie siel. Ek moet aan my eie siel werk, en so met elke ander wat sy eie siel werk. So, dit gaan my nie aan as jy nie wil kerk kom, dit gaan my nie aan as jy nie die Here wil dien nie, gaan my nie aan as jy die wêreld wil dien nie. Ek probeer maar net doen wat God my verwag om te doen. So, dit maak nie saak, dit is nie net hier wat ek 'n woord gee nie, ek gaan geen woord buitekant oor ons waar ons was gister, met die oudjies gepraat en hulle woord gegee en hulle geïnspireer en al daai dinge. En hulle vertel van die Here, oor ons waar kom workshops, waar my kerk bou, waar hoor jy, dan verkondig ek die woord van die Here, want dis wat die Here van my verwag. So jy is nie vasgevang net nie. En ek wil hê dat jy moet weet, moenie kerk speel, baie mense speel kerk, en die kerk kom nie so vroom voor, maar buitekant in die wêreld aan, kan jy hom hoor, papie, die grootste sweet sal hy in die lewe kan kry. Ek oordeel weer nie, ek sê net, dis wat die Here op my hart lê vanoggend. So ek wil vanoggend weer sê, ons gaan, as jy nou daar terwyl jy so staan, en ons gaan 'n bietjie die Here eer gee, loof, met gesang, wil ek jou vra, daar waar jy staan, wil ek hê, dat jy moet dink aan iets wat jy graag wil hê. Dink net aan iets wat jy baie graag wil hê. En dan sal ons die woord gee. So, dis 'n baie goeie woord vandag, wat die Here vir my gegee het. Gister in my kerk, terwyl ek my storie te gee met die woord. Glo dit of glo dit. Maar dis hoekom ek sê, as jy jou hart oop is vir die Here, kan hy werk binne in jou. Hy kan vir jou sê wat hy wil hê jy moet doen. Baie mense hou hulle harte toe. So ek wil net vanoggend die waar jy is, maak jou hart oop. Halleluja, dankie Jerry. Ja, kom jy sit lekker neem. Vanoggend wil ek ietsie sê. Ek staan hier en ek bid. En as op die Here my wys, weet jy wat?
Hy sal sy gees uitstort om alle vlees te help. Jy weet, ek en jy is te geneig om bekommerd te wees, om so elke dag en 'n boerwaai te lewe, dat ons nie die Here kans gee om sy gees oor ons uit te laat stort nie. Terwyl ek nou hier so staan, is daar soveel goed wat deur my gedagtes gaan, wat die Here my wys. Het jy nou gedink terwyl ons nou hier gesing het vanoggend, wat jy graag wil hê in die lewe? Het jy nou gedink aan? Oké, Christopher, sê jy ek nog my, wat wil jy baie graag in die lewe? Ek weet nie. Lindy? Kali? Werkposisie by die werk. Halleluja! Amen. Kom ek sê nog op jou iets. Dis waaroor vandag se woord gaan. Elke liewe dag, jy kan hier waar jy nou sit vandag, kan jy 'n jaar terug aan dink wat jy graag wou gehad het. En elke liewe dag, as jy opstaan, dan sê jy vandag asseblief, ek soek die, ek soek die, ek soek die. Dis wat my hartsbegeertes is, om jou te help. Party van ons is, jou hartsbegeerte is, dat jou kinders die Here moet dien. Soos Kali nou gesê het, sy hartsbegeerte is, jou kop is op die regte plek, om 'n hoër posisie by die werk te kry. Christopher sing, awesome, wat het hy gesê? Hy soek meer vir die Here. Halleluja. Amen. Lindy wil graag 'n kar. So het elke een wat hier so sit vanoggend, het hy iets wat hy soek. Maar weet jy wat? Kom jy af hier? Ek gaan die jaar voorbij nie. Nie eens 'n jaar. As jy iets soek, 'n maand gaan verby, dan gee jy moed op. Jy gee moed op. Hoor jy, daar is mense wat begeer om op te vloek. Daar is mense wat begeer om op het balans te gebruik. Daar is mense wat begeer om in 'n mooi huis in te kry. Daar is mense wat begeer om net weer sy familie terug te kry. Want jy sien die vyand is 'n lustige. Hy sit goed op jou pad om jy te weerhou van jou begeertes. Gaan ons alweer na die Engelse spreekwoord toe wat sê, the best things comes to those that wait. Amen. Halleluja. Amen. Soos Lindy 'n kar gegee. So het ons almal iets in my oor wat ons graag wil hê in die lewe. Ons het almal 'n hunker na iets. Ons soek iets. Ek weet die woord sê vir ons, daar is ons aan in Matthew 6 vers 33, soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal bygevoeg word. Amen. Halleluja. Amen. Hier waar staan my grootste begeerte is, dieselfde as Christopher, om net meer van die Here te hê. Halleluja. Die ander goed gaan in mond en roes voorbij. Maar ons is mens, ons het begeertes. Ons wil iewers te kom, ons wil iets in die lewe hê. Ek weet gister, toe ek nou daar ry,
Die Here is so goed, ek wil hier, ek moet dit vertel. Ek hou nie van daarvan, maar ek moet getuig. Ons het ons op Wellings was, ons was van die Wellings af, en ek is ou, ek hou van spoed, en ek hou van vinnige karre, dis wat ek hou van hou. En toe ons in Port Elizabeth was, het ek 'n Golf gery met 'n tou op my dieselfde engine as wat wat ek nou het. En ons het teruggegaan op Wellings en ek het die kar verloor. En hy was my kar. Dis 'n kar wat ek begeer het, en dis 'n kar wat ek gehaat het, en ek het hom verloor. En jare het verby gegaan. Dus ek so gaan en ek hou van om direk te gaan kyk. Dis iets waarvan ek hou. Elke ou, soos ek sê, elke ou het 'n begeerte. Nou mense ek elke keer hoor, ek wil hier nou self af van jou. Ek wil. So kom het, dat hierdie kar wat ek nou op my pad stuur, en ek kry hom. Nou baie mense gaan nie weet wat is dit hy nie, vanoggend hier nie. Maar is mense wat weet, en hulle sal jou kan sê waar het gaan. Hulle sê die kar met die en weet jy wat, ek vraag eens vir God, want daar haal hulle alles uit die kar sê. Die kans dat ek breek is 90%. Dat die engine breek. En hulle ry verder en ek hou my oor so toe ek loop uit. En ek hou my oor so blokeer omdat ek nou breek. Ek wil net een keer kan ry asseblief. Laat die ouens by die tuin en mooi hoor. Jy sien waar die woord van die Here gedeel word. Laat die ouens wat by die duim staan, ouens wat met goed ry, wat 7 sekondes doen, sê hulle kan nie glo op die weet en sê engine nie breek. Ek sê want die guns van God is oor. Jy sien, as jy die guns van die Here oor 'n ding sit, met tannie, gaan daar niks gebeur. Gaan niks meer aan gebeur. Gister toe ry ek so, en ek het klaar gejaag, en ek kom terug en ek ry so af. En al die mense cheer en cheer. Weet dan nie wat dat van my terug. Die Here wys vir my jare terug. Het almal op jou neergekyk en jou verkleineer. En my grootste begeerte was vir iemand. En dis ek vandag in my lewe. Net om my opreg lief te hê. Amen. Dit was my grootste begeerte. En ek het dit nooit gehad nie. Opregte liefde. Ek praat van, hoor jy, I will stand with you, whatever it is. Die liefde. So het groot geword met die begeerte van hy om regtig waar liefde in waar te kry. En gister toe ek daar af en ek sien al die mense keer en ek stop. En al my kinders, nie almal nie, want die helfte van hulle het verskonings gehad, maar die ander, al my kinders, my vrou, alles wat ek begeer het in die lewe, vrou wat saam met die Here dien, wat saam met die pad loop, is by my. Amen. En ek besef terwyl ek daar is, weet jy hoeveel liefde is om jou? Jy moes gebegeer toe jy 'n kind was, om die liefde te hê. Jy het dit alles in oorvloed. In oorvloed, hoe baie kinders het ek. Wie skool en loop en sê, pa, hierdie kan en die kan en die vrouwens my uitkijk. Hoeveel vrouwens het ek? Alleen kinders vir jou paas. Maar dit gaan nie dan oor. Jy sien die grootste begeerte wat jy in jou hart het, kan die Here vir jou gee. Maar jy kan met begeertes loop en seer vir die rest van jou lewe.
en dit gebeur nie. Want soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En die res sal vir jou bygevoeg word. Dit was nie my woord vanoggend nie. Dit was nie my woord nie. Ek beloof julle, dit was nie my woord vanoggend nie, maar die Here het my gewys. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En die res sal alles, hoor jy? Hoeveel keer sê die Here in sy woord? Al jou hartsbegeertes sal hy vir jou gee. Altyd vir jou gewag is bly in hom. Bly in hom. Die oomblik as jy afwaar, sê ek altyd. Jy sien die Here soos 'n sambreel oor jou. Hy kan jou. Die oomblik as jy onder die sambreel uit beweeg, het die vyand mag oor jou. En hy loop rond soos 'n blinde leeu. Hy wil alles verslind en verwoes. Hoeveel van ons wat hier so sit, het al alles gesoek, maar jy het vergeet van een ding. Jy het nog nie die koninkryk gesoek nie. Dis my vraag aan jou vanoggend. Ons soek alles, ons begeer alles. Ons wil alles baie graag hê. Daar's baie goede wat ons, jy fight so hard in hier buitekant, net om my begeerte te vervul. Maar jy het nog nie die koninkryk van God gesoek nie. Wil ek 'n wachteraad word? Wat moet my in jou prioriteit nommer 1 wees om daarmee? Die koninkryk van God en sy geregtigheid moet nommer 1 wees. Dit moet nommer 1 wees. Hoor wat ek sê? Nommer 1. En die res sal bygevoeg word. Al die begeertes, al jou goede wat jy graag in die lewe wil hê, sal vir jou bygevoeg word. Daar gaan nie 'n dingetjie uitgelaat word nie. Daai kar sal kom. Maar weet jy wat sy nie geneig om te doen? Ek kan nie. Ons soek uit posisie by die werk. Ons werk hard. Ons werk hard. Maar ons kry dit nie. Hoekom nie? Want hy het ons hier elke nuwe dag gevra. Sê ek nie? Ons verwag maar net, dit gaan nie ons skoot val. Dit gaan net kom help, ja, dat meneer om te rein, gaan net in die skoot val. Jy moet eers die koninkryk van die Here soek. Jy moet eers die Here soek. Ek lees vanoggend. Hoe daarvan is ek so prys en worship om te lees. Soos die woord daar so gesê het vanoggend, wat jy saai, sal jy maai. As jy goedheid saai, sal jy goedheid maai. En dit kom in my op, van soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid, want as hy kom om jou hapie, is dit wat ons gesaai het, soos dit wat ons gaan maak. Die guns van God sal oor jou wees. Maar eerste moet jy die koninkryk soek. Jy moet eers vir God soek. Jy moet eers vir God by jou hê. Hy moet hier bly binnekant in jou. Sodat alles dit wat jy wil hê, sal kom. En alles sal vir jou bygevoeg word. Die Here het nie limit nie. Die Here het nie limit nie. As ek jou bietjie gee, Christopher, wees happy. As ek jou baie gee, wees happy. Wees ek alles happy. Hy weet ook om nie te veel vir jou te gee nie. Want anders kan hy jou ondergang beteken. Hy weet presies wat hy doen in elke persoon se lewe. Hy wil nie hê sy kinders moet tot 'n ondergang gaan.
Ons gaan nie die diens baie uitreik vanoggend nie. Al wat ek vra vanoggend is, kom ons soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Amen. Ek dink nou aan so vanoggend. Waar die Here sy woord sê, jy gaan verbaas staan om te sien wie die koninkryk van God gaan ingaan. Kyk wat gaan om ons aan in die wêreld. Losbandige lewens, lewe ver van die Here af. Al is ons 'n paar vanoggend wil ek iets sê. Die Here het met ons kom praat vanoggend. Die Here het vir ons ietsie gegee vanoggend waar ons aan werk. Ons moet eers sy koninkryk soek, nie? Eers sy koninkryk. Die begeertes van jou hart, hy kan wat jy wil hê. Sy, ek weet wat sy kan soek sy. Sy soek net 'n kos. Jy gaan hom kry. Soos wat jy hom soek, en die kleer wat jy hom wil hê, met die sitplekke wat jy hom wil hê, so gaan jy hom kry. Maar ons moet die Here vertrou in alles. Ons moet hom eers soek. Hy sê dan in sy woord, hy sal vir jou byvoeg alles. Amen. Alles wat jy soek. Soos ek gesê, daar is nie 'n limitation. Die Here wil vir jou alles gee. Al jou hartsbegeertes en jou. Wat jy sê kind? Wat doen 'n pa met sy kind? Want 'n pa is lief vir sy kind. So wat doen hy? As sy hart iets begeer, gaan sy pa hard werk om vir hom die begeerte te gee. Is dit nie? Sy kry dit sy verkeerd volgens. Nou dis hoe God werk, want ons is sy kinders. Ons is sy kinders, so wat doen jy aan jou kind? Jy gaan vir jou kind enige iets gee, want jy weet, dit maak sy hart bly. So dis wat God vir ons en my en jou doen. Hy weet waar jy deur gaan. Hy weet wat jy soek. Maar hy kan dit nie vir jou gee as jy hom nie ken. Hy kan dit nie vir jou gee as jy hom nie ken. As jy nie hom toelaat om jou vader te wees, as jy hom nie toelaat om jou pa te wees, kan hy nie daar goed vir jou byvoeg nie. Want as jy soos 'n vreemdeling op die kant bly om jou help, jy kan nie in 'n dik sondige natuur lewe en verwag die Here met jou begeer en begeertes van jou hart. Dis ek reg, dis ek verkeerd volg. Maar bekeer jouself in jou verkeerde weer. Maar is nog 'n woord. Van jou keer, bekeer jouself van jou verkeerde weer. Jy weet wat jy doen volgens. Jy weet. Al jou begeertes wat jy het. Jy weet wat is besig om te stop. Die binnekant weet. Wat stop daai begeertes van jou om vry te kom, sodat jy dit kan kry. Jy weet wat ek keer volg. En dis waaroor ons gaan bid volg. Dis waaroor ons gaan bid volg. Dit wat in die pad staan van die begeertes van jou hart. Want jy sien as ek en jy in God is, en ons bly in God, kan ek met ons werk. Maar as ek nie die wêreld wil nie kan, forget it. Jy sal aanhoudend in die wêreld lewe met elke dag begeerte wat nie sal waar kom nie. Maar as jy die oomblik as jy God toelaat in jou lewe, kan alles verander. Sê altyd vir die mense, weet jy, kom by jou en sê, ja, hoor jy,
die ding, nou is dat, die ding, is besig om my tengronde te kry. Ek is plat. Ek voel of ek nie eens meer belewe nie. Dan sê ek, kom ons tyd nie by die Here uitkom, my broer. Because dan kom jy by 'n man uit wat dood is uit die dode uit opgewek het. Wat is jou bietjie siekte wat jy het? Teen 'n dooie man. Spraak hier van iemand wat oor alles beskik. Ons praat oor iemand wat almagtig is. So hoekom sal hy nie jou begeertes vir jou vervul nie, as jy hom dien? Hy kan enigiets doen. Enigiets doen. Hy is tot alles in staat. Hy kan enigiets doen. En soos ek gesê, hy kyk na sy kinders. Hy kyk na sy kinders. Opressie sal jy kry, voor jy nog kan sien, is dit daar. Maar soek jy die koninkryk. Soek jy die Here, om binnekant in jou lewe te lewe. En dan, wil ek baie mense wat karre soek. Net 'n ryding. Maar elke ding kom op sy tyd. Elke liewe ding kom op sy tyd, op die regte tyd. Onthou, God se tyd is nie jou tyd nie. Dis een ding wat ek volgende weer wil sê is, God se tyd is nie jou tyd nie. Hy beplan vir jou voorspoed en geen teëspoed nie. So die voorspoed wat ek vir jou beplan, is net goeie goed. Daai begeertes wat jy in jou hart het. Ek wil hê vanoggend, as jy voel daar's iets wat in die pad staan van jou begeertes, om by jou begeertes uit te kom, wil ek hê dat jy vorentoe moet kom. En jy moet nie skaam wees vanoggend nie. Ek is die heel eerste een wat hier voor staan vanoggend, want ek wil meer vir die Here hê. Ek wil meer werk vir die Here kan doen. Ek wil meer uitgaan en mense gaan vertel van die Here en in plekke ingaan, in donker plekke, om 'n lig te kan wees vir mense. Dis die begeerte wat ek het vanoggend. So ek wil die Here vra vanoggend, al die ongeruimdhede wat keer dat ek daarby uitkom, moet hy vanoggend in my pad het. Halleluja. Amen. Alles, elke liewe dingetjie wat my ver weg hou van hom, om te keer dat ek kan doen dit wat ek moet doen waarvoor hy my geroep het, moet hy vanoggend uit my pad uit. Is my begeerte wat ek het volg. So as jy begeerte het vanoggend, en daar's dingetjies wat in die pad staan, Christopher, jy is een van hulle. Ek gaan, hoor die almal ons al hier voorgestaan. Halleluja. Maar elke liewe een sit in 'n begeerte, maar hy kom nie daarby uit nie. Hy kom nie daarby uit nie. Jy wat hier so is, weet dat die Here gaan kom werk. Halleluja. Jy weet dat jy die koninkryk van God gesoek het. Dis hoekom jy hier so is. Anders was jy by die huis. Halleluja. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Bly in hom, sodat hy in jou kan bly. Dis my woord wat ek vir julle gee vir die week, om huis te vat. Bly in hom, sodat hy in jou kan bly. Moenie hom afstand gee nie. Moet hom nie wegstoot nie. Gryp hom aan, en hou hom vas. Halleluja, ons moet by hom kom. Nessa. Ja.
help u, kom ons bid saam. Daar's nog 'n ding wat ek vanoggend nog met jou wil deel. Kom ons gaan die week uit. En ons wees bietjie minder van onsself. Kom ons wees bietjie minder. Kom ons wees bietjie nederig. Ons wees bietjie minder van onsself en meer van die Here. Halleluja. Amen. Gaan ons dit probeer? Die man is ket hulle kop. Gaan ons testimony hê volgende week Sondag. Hoor ek dink die hele plek gaan vol staan volgende week met testimony. Want dit wat die Here begeerd is wat hy gaan vervul. Onthou het gesê, soek hom eerste. Dis hier mos. Dis soek hom. Dis hoekom hy is. So hy gaan vir jou gee die begeertes van jou hart. Vir jou hart, hy moet binnekant bly. Halleluja. Amen. Kom ons gaan nou JB of Christopher Frans. Dankie vir die gebos. Ja, ek gee vir my. Ons gaan nou opstaan. Kom ons sê hier. Abba Vader, Here ons sê vir U dankie dat U weer is ons familie Vader. Vader ons sê vir U dankie dat die Heilige Gees deur swyse werk vanoggend op ons goeie woord gegee word vir ons volgens ons kan lewe Vader. Here ons vra dat U asseblief die kos op ons sal seën Vader. Ons vra dat U die hande sal seën dat dit vir ons voorberei